Ek wil julle voorstel aan 'n tannie wat ek 'n hele paar jaar terug in my lewe ontmoet het. En ek wil haar sommer vanoggend noem die EGN tannie. Ek weet nie of jy weet waarvoor staan EGN nie. Ekstra genade nodig. Net so terloops, hulle sê dat elke familie het ten minste een persoon in die familie vir wie jy ekstra genade nodig het. Daai, kan ek die woord gebruik, daai weird persoon in jou familie, jou gesin, so bietjie anders as die ander, jy het ekstra genade nodig vir daai persoon. Kan ek jou vra, kan jy vir 'n oomblik dink aan daai persoon in jou familie, daai een persoon, die ekstra genade nodig persoon, dink gaan daai persoon? Moenie nou kyk vir die persoon nie, of vinger wys nie. Wie kon nou dink aan so 'n persoon? Kan jy gou jou hand opsteek, net by wyse van hand opsteek? As jy nou nie jou hand opsteek nie, onthou, elke gesin het ten minste een so persoon. So miskien is jy daai persoon, as jy nou nie kan dink aan daai persoon nie. Die ekstra genade nodig tannie. Maar kom ek vertel jou van hierdie tannie. Ek was tweede jaar teologiese student en ek het jeugwerk gedoen hier op die Oosrand, in Brakpan, moenie dit teen my hou nie, by Brakpan Wesgemeente, elke dag ingery op die N17 RAI toe en weer terug, en hierdie tannie was deel van die gemeente. Nou, wat het haar so spesiaal gemaak? Sy het elke Sondag op presies dieselfde plek in die kerk gesit. Nou, dit was nie die uitdaging nie. Die uitdaging was, wanneer iemand dit gewaag het, om op haar plek te gaan sit. Ek weet ons kry dit nie hier in Kruik nie, dit gebeur nie hier nie, maar dit wat gebeur met die tannie. Sy sou letterlik, ek jok nie vir julle nie, langs daai persoon gaan staan, en daai persoon uit die sitplek uitkyk. Ons gemeente het ekstra genade nodig gehad vir haar. Die lekkerste ding was, dat wanneer my vriende kom kuier het ek altyd vir hulle gesê, gaan sit op daai sitplek. Maar dit was nie net die gemeente gewees wat ekstra genade nodig gehad het vir die tannie nie. Ook die aanbiddingsspan het ekstra genade nodig gehad vir haar. Want as die aanbiddingsspan nie haar gunsteling liedjies gespeel het nie, of volgens haar te veel Engels gesing het, te min Afrikaans gesing het, of, kan jy het glo, die volume te hard was, sou hierdie tannie kennelik, sy sou gaan sit en met haar lyftaal kommunikeer, hierdie is nie die liedjies wat ek vanoggend wil sing nie. Die aanbiddingsspan het ekstra genade nodig gehad vir hierdie tannie. Maar dis nie waar het gestop het nie. Wanneer die pastoor begin preek het, nou hierdie tannie die gewoonte gehad, sy het lekkertjies in haar sak gehad. Nou ek weet, hier het vanoggend ook iemand ingestap met 'n sak lekkertjies, en ek het verwys nie nou vanoggend na jou nie, maar 'n sak lekkers altyd by haar gehad, en ek weet nie wie daai goed toegedraai het nie. Maar dit was so styf toegedraai met papier, wat, ek seker van in Boksburg kon hulle hoor, as sy daai papier oopgemaak het. En wanneer die pastoor begin preek, het sy nou hierdie lekkertjies een vir een begin oopmaak. Die pastoor het ekstra genade nodig gehad vir haar. Maar daar's iets wat hierdie tannie gesê het, wat my vir altyd sal bybly. En dalk het jy dit al gehoor, dalk het jy dit al self gesê. Sy het altyd gesê, ek is maar so gemaak en laat staan. Maar weet jy wat's die hartseer ding? Dat hierdie tannie het nie verandering en vernuwing in haar lewe verwag nie. Maar wat nog meer hartseer was, is dat almal rondom haar ook nie vernuwing en verandering in haar lewe verwag het nie. Sy is maar so gemaak en laat staan. Ons is besig om vanaf Pinkstertyd te praat en te bedien oor die werk van die Heilige Gees. Ons het Pinkstersondag stilgestaan by die gebede van die dag en gesê,
Dis nie net historiese gebeure nie, maar die Heilige Gees werk ook vandag in ons lewens. En verlede week het Ruben met ons gepraat oor wie is die Heilige Gees? Vanoggend, die Gees se werk binne my, en dan volgende week, die Gees se werk deur my. As jy jou Bybel by jou het, wil ek jou nooi om dit oop te maak by Galasiërs 5. Ons skrifgedeelte daar is vanaf vers 16 tot 17 en ook 22 tot 25 en ek gaan vir ons saam lees uit die 53 vertaling, jy is welkom om te volg. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Die Nuwe Lewende Vertaling sê die Gees en die vlees is vyande. En dan vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Die 83 vertaling sê ons laat die Gees toe om ons gedrag te bepaal. Die Nuwe Lewende Vertaling sê om ons lewenstyl te bepaal. Maar die vraag vanoggend is, hoe leef ons in hierdie realiteit? Hoe word jy en ek mense wat wandel deur die Gees, wat toelaat dat die Heilige Gees ons lewenswandel, ons gedrag bepaal? Ek wil 3 dinge noem. Die eerste ding, dat 'n lewe van diep verandering, waar die Gees vernuwing en verandering in my lewe kom bring, begin met 'n visie van die persoon wie jy en ek kan word. 'n Visie. As jy dink aan die woord visie, in leierskapsboeke, een van die beste definisies wat ek al gehoor het oor visie is 'n prentjie van die toekoms wat passie binne my wakker maak. En Paulus kom in hierdie gedeelte en hy kom wys vir ons, maar hoe kan ons lewens lyk as dit gevorm word, gelei word deur die Heilige Gees? As ek dink aan 'n visie van wie ons kan word, dan kan ek nie help om te dink van 'n storie wat 'n vriend van my vertel het, wat ook in die bediening is. Iets wat hy ervaar het 'n paar jaar terug. Hy is vriende met 'n man met die naam van John. En John het vir 'n lang tyd in sy lewe geworstel met 'n verslawing. John het alkohol misbruik. En dit het bykans sy hele lewe verwoes. Maar John kom op 'n plek waar hy sy lewe oopgemaak het vir Jesus Christus, waar Jesus leier geword het van sy lewe. En die Heilige Gees toegelaat het om onder die oppervlak van sy lewe ook te kom werk, amper soos daai beeld wat ons net nou van gepraat het, van die pofadder wat weggekruip het in hierdie voertuig. John het sy lewe oopgemaak en gesê, Here, kom vernuwe my. En hy het vrymaking beleef. Hy het sy tyd begin spandeer met families en individue wat worstel met dieselfde verslawing. En op 'n dag is hy op pad na 'n gesin toe en hy is op pad na hulle om hoop te bring, ook vir hulle situasie. Hy klop aan die deur en dis 'n klein dogtertjie wat die deur oopmaak. John sê, jy kan sommer sien, sy lyk onversorg, 'n verslete rokkie wat sy aan het. Sy nooi hom by die huis in, om haar ouers te ontmoet. Hulle sit in die kombuis en John stap deur hulle huis. Die huis is de mekaar. Hy kan sien, hulle aandag is nie waar dit moet wees nie. Die verslawing is besig om hulle hele lewe te verwoes.
Dis in die kombuis waar hierdie twee mense sit en hy gaan sit by hulle en hy sê, terwyl hy deur hierdie huis stap en hy sien alles rondom hom, bid hy in sy binneste. Hy sê, Here, ek weet nie wat om vir hierdie mense te sê nie. Hoe bring ek hoop en heling vir hierdie mense? En hy gaan sit by die kombuistafel met dieselfde gebed en al wat by hom opkom is een sin. Een sin. Hy sien hierdie twee mense oorkant hom sit en hulle is verslaa, hulle is gebreek. Daar's 'n verslawing wat hulle lewe oorgeneem het. En hier's die een sin wat John vir hulle sê. Die een sin wat in sy hart opgekom het. It doesn't have to be this way. Dis met hierdie een sin wat John 'n visie vir hulle skep oor hulle toekoms. Hulle kan 'n toekoms hê wat anders lyk. Dis wanneer jy en ek Jesus Christus in ons lewe innooi, waar hy leier van ons lewe word, waar Jesus na ons toe kom en as ware ook vir jou en vir my sê, it doesn't have to be this way. Daar's 'n nuwe lewe in Christus beskikbaar vir jou en vir my. En nou kom Paulus hier in Galasiërs 5 en hy kom gebruik twee beelde, twee maniere van lewe. Aan die een kant sê hy, daar's 'n lewe wat jy kan inrig volgens die vlees. En hy's baie grafies in Galasiërs 5 oor hoe so lewe lyk. Hy noem die dinge baie reguit. Hy sê dis die een manier hoe jy kan leef. Maar daar's 'n ander manier van leef. Daar's 'n lewe in die Gees. 'n wandel in die Gees. En ek hoop jy hoor vanoggend ook hierdie woorde. Ek wil dit ook uitroep oor my lewe. It doesn't have to be this way. 'n lewe in die Gees. Dis waar dit begin. 'n visie van hierdie lewe. In vers 22 is die bekende gedeelte wat ons ken as die vrug van die Gees. En hy sê, kom sien hierdie tipe lewe. Dis 'n lewe van liefde, waar jy en ek liefde kan beleef, onvoorwaardelike liefde van God die Vader. Liefde kan leef ook teenoor ander. Dis 'n lewe waar ons vrede kan beleef. Ons wêreld het 'n tekort aan vrede. Ons wêreld is honger vir vrede. Dis 'n lewe hier in die Gees waar jy en ek vreugde kan beleef, ten spyte van omstandighede. En die lys gaan aan, hy noem dit, hy sê dis 'n lewe van vriendelikheid, van geduld, van goedhartigheid, van getrouheid, van nederigheid en ook van selfbeheersing. En die vraag vir ons vanoggend is, watter lewe leef ons? Watter lewe leef jy? Lewe jy die lewe van die vlees? Of het jy al die lewe van die Gees gekies? En ek gaan net nou terugkom na dit. Hierdie lewe en hierdie diep verandering begin met 'n visie. En mag ons vanoggend sien die tipe lewe waarna toe God ons nooi. Maar hier's 'n tweede ding. Hierdie lewe word gekenmerk deur 'n lewenslange reis saam met Jesus Christus. En ek wil intentioneel daai woord kies, 'n lewenslange reis. Dis nie iets wat dadelik gebeur nie. Dis nie iets wat onmiddellik gebeur nie. Dis nie iets wat van self gebeur nie. Hy praat van die vrug van die Gees. Vrug is iets wat groei. Gawes, ons sal volgende week raak aan gawes. Gawes word gegee, maar vrug groei. Vrug word gevorm en word ryp oor tyd in ons lewens. As ek dink aan hierdie lewenslange reis saam met Jesus, dan dink ek aan 'n disipel wat vir Jesus kom ontmoet het in die middel van die nag. Hy word ook genoem die nagdisipel. In Johannes 3 lees ons van hom, 'n man met die naam van Nikodemus. Ek weet nie wat jy kan onthou van Nikodemus nie. Wanneer ons in Johannes 3 van hom begin lees, dan is asof sy CV word sommer so in die begin vir ons genoem. Heel eerstens sê die gedeelte vir ons, hy's 'n fariseer. Nou, om 'n fariseer te gewees het, was harde werk. Jy moes deur opleiding gaan
Onder andere het jy die eerste 5 boeke van die Ou Testament gememoriseer. Nie net geweet wat is die name, Genesis, Exodus, Levitikus, Deuteronomium, Joshua nie net die name nie, maar die hele Genesis gememoriseer. Die hele Exodus en die boeke wat volg. Kan jy dit dink? En dan was daar sekere reinigingswette, daar was sekere gebruike gewees, tye van gebed, tye van vas gewees. Maar hy was nie net 'n fariseer nie. Die Bybel sê vir ons, hy was ook lid gewees van die Joodse Raad, die Sanhedrin, soos dit genoem was. Hulle het nie net die Bybelboeke bestudeer nie, hulle het wiskunde bestudeer, hulle het medies gestudeer, hulle het politiek bestudeer, hulle het astrologie het hulle bestudeer, hulle het filosofie. Hierdie man was 'n man gewees met net so lang CV. As iemand 'n vraag gehad het hulle heel moontlik na Nikodemus toe gekom. En Nikodemus kom in die middel van die nag na Jesus toe. En hy probeer eers vir Jesus goed te praat. Hy kom met 'n kompliment en Jesus val hom in die rede. En Jesus sê vir hom, hy sê nie vir hom ek's bly jy's hier nie. Hy sê nie vir hom ek wil hoor wat jou vraag is nie. Jesus is reguit, baie reguit met hierdie man en ek dink ons het soms hierdie reguit antwoorde ook in ons lewens nodig. Jesus sê vir hom, jy het nodig om opnuut gebore te word. Jy het nodig, die ander vertaling sê, om weer gebore te word. Wat beteken weergebore? Dit beteken letterlik om van bo af gebore te word, om 'n geestelike geboorte te beleef. Hierdie was 'n keerpunt in my lewe. Maar iemand in my lewe reguit vir my gevra het daar al 'n geestelike geboorte in jou lewe plaasgevind? Kan ek vanoggend vir jou daai reguit vraag vra? Kan ek jou in die oë kyk? Ek wens ek kon elkeen in die oë kyk. Het daar al 'n geestelike geboorte vir jou plaasgevind? Jy sien, dis soos Richard Foster sê. Hy sê the desperate need today is not, en Richard Foster vir 4 dekades is hy al besig om te skryf en te dink en te leer oor geestelike groei. Hy sê the desperate need today is not for a greater number of intelligent people or gifted people, but for deep people. Kan ek dit weer herhaal? The desperate need today is not for greater number of intelligent people or gifted people, but for deep people. Nikodemus kom met hierdie lang lys van prestasies. Daar's intelligensie. Dis 'n skerp man. Maar daar's 'n diep verandering nodig in sy lewe. Daar's 'n geestelike geboorte nodig in sy lewe. Want 'n diep verandering kan nie net nou vanoggend hoor, dit gaan nie oor harder probeer nie. Jy gaan so hard probeer as wat jy kan. Jy gaan hard probeer tot jy blou is en daar gaan nie verandering wees nie. Of minimale verandering. Geestelike groei, geestelike verandering is nie harder probeer nie. Dit gaan nie oor wilskrag nie. Vir so lank in my lewe, Sondag vir Sondag het ek in 'n kerk gesit en dan het ek besluit gemaak, hierdie week, Maandag begin ek gaan 'n beter week wees. Dis wilskrag, maar uit jou eie krag, uit my eie krag kon ek nie verandering in my lewe bring nie. Dit gaan nie oor wilskrag nie. Dit gaan nie oor harder probeer nie. Maar waaroor gaan dit? Dit gaan oor 'n geestelike geboorte, 'n geestelike reis. 'n reis, 'n lewenslange reis wat jy begin met Jesus Christus. Jesus stel dit so vir Nikodemus. Hy sê, Jesus antwoord hom, dit verseker ek jou. As iemand nie uit water, dis natuurlike geboorte en gees gebore word nie, gaan hy in die koninkryk van God nie kom nie. Daar's 'n geestelike geboorte nodig. En dis met hierdie geestelike geboorte waar ons die inwoning van die Heilige Gees beleef. Maar dan begin hierdie reis. Daar's die inwoning van die Gees en dan die vervulling van die Heilige Gees. Dis op hierdie reis waar God kom die heeltyd. En vervulling van die Gees is nie net iets wat een keer gebeur nie. Dis derentyd, die heeltyd wat hy my vul met sy Gees soos ek oopmaak. 'n Lewenslange reis. Jesus sê vir hierdie man, daar's 'n geestelike geboorte nodig. En dan begin hy met hom te praat oor die Heilige Gees.
En een van die beelde, die metafore wat hy in Johannes 3 gebruik vir die gees is, hy sê die gees is soos 'n wind. Johannes 3 vers 8 sê hy, die wind waai, sê Jesus, waar hy wil. Jy hoor sy suising, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy op pad is nie. So is dit met elkeen wat uit die gees uit gebore word. Dis soos die wind wat waai, die gees wat werk, en jy het net nou op die skerm ook gesien, die Heilige Gees werk nog van altyd af. Nog voor die skepping is die Gees aan die werk. Elke dag is die Gees in die werk in ons lewens. Dis die wind wat waai. Maar bied ek weerstand? Of laat ek toe dat die Gees se wind ook in my lewe waai? As ek dink aan weerstand, dan dink ek aan hierdie prentjie van 'n man wat so 'n paal vashou. Die wind waai en hy hou met alle mag vas. Hy wil nie saam met die wind gaan nie. En ek dink ons lewens lyk ook soms so. Soms is daar areas in ons lewe wat so lyk. Dat die Gees wind waai, maar ek hou vas aan wat vir my bekend was, né? Ek hou vas aan dit wat dalk nou gewoonte geraak het in my lewe. Ek wil nie laat los nie. Maar wat is daai weerstand baie keer in ons lewe? Wat is die verskonings wat ons baie keer gebruik om hierdie Gees se werk in ons lewens te weerstaan? Daar's 'n paar dinge wat ek kan aan dink. Soms gebruik ons ouderdom. Ek sal aan die een kant sê, Here, ek is nog jonk, daar's nog soveel wat voor lê vir my, ek wil eers 'n paar dinge probeer, dis daai weerstand. Of Here, ek sal oud. Ek's 50, 60, 70, 80, Here. Daar's sekere patrone wat in my lewe gevorm is, en ek hou vas, dis hierdie weerstand. Maar elke dekade van ons lewens is God besig om te werk. Of jy vandag 'n tiener is, of iemand is in jou 80's. Ons kan nie soos die ekstra genade nodig tannie wees wat sê, gemaak en laat staan nie. Die Gees wil waai ook vandag in jou en my lewe. Maar ek dink daar's nog verskonings. Baie keer gebruik ons die spasie, die plek, die seisoen waar ek is in die lewe tans, as 'n verskoning. Here, dis nou maar wat die kaarte wat die lewe my gedeel het, dis waar ek nou is. Soms gebruik ons verlede as 'n verskoning. As jy weet van waar ek kom, sou jy nie hierdie verandering in my lewe verwag nie. Ons gaan self so ver om ons persoonlikheid of ons temperament te gebruik as 'n verskoning. Ja, maar ek's 'n introwert. Ek dink ons verwar soms ons temperament, ons persoonlikheid met ons karakter. Dat Jesus kom en hy sê, ek wil jou karakter verander. Dis 'n diep verandering. Christus se karakter in jou lewe vorm. Hoe lyk jou lewenslange reis? Waar het jy nodig om te laat gaan? Dan 'n derde opmerking, 'n laaste opmerking. Die verandering is hierdie eerlike oopmaak van my lewe vir die Gees. Dis 'n eerlike oopmaak. Galasiërs 5:25 sê ons lewe deur die Gees. Daarom moet die Gees ons lewenstyl bepaal. Kan jy sien daai woord lewenstyl? Dit gaan oor my hele lewe, dit gaan oor alles. Dit gaan oor hoe ek lewe langs die sportveld, op die sportveld, in die kantoor, in die vergadering, op die bousite, by my huis, langs die braaivleisvuur, in die verkeer. Lewe ek in die Gees? Lewe ek in die vlees? Dis uiteindelik die keuse wat ons elke dag, elke oomblik van die dag maak. Lewe ek in die vlees of lewe ek in die Gees? Kan ek vanoggend bely en eerlik wees vir julle? Een van die areas waar ek baie sukkel is die verkeer om te lewe in die Gees. Verlede Vrydag aand is ons op pad Pretoria toe. En ons sit vas in daai verkeer, Vrydagmiddag, dis lang naweek, die son het gesak in daai Pretoria verkeer, soos wat ons op daai Ben Schoeman kom staan, die verkeer doodstil. Ons beweeg teen 10 km/h. Dis moeilik om in die Gees te lewe dan. En ons sit in daai verkeer, en weet jy wat gebeur? Daar's voertuie, wat in die linkerkant, op die geel streep,
verbyjaag. En die voertuie, julle weet watter tipe voertuie, dis 'n kabussies, né? En ek kan voel, en net so terloops, ons weet, jy weet wanneer jy lewe in die vlees, of wanneer jy lewe in die gees. En ek ervaar in daai verkeer, nou is ek in die vlees. En ek sê vir my vrou, ek sê vir Lida, maar dit kan ons nie gebeur nie. En weet julle wat sê my wonderlike vrou vir my? Sy sê, daar's niks wat jy daaraan kan doen nie. En is in daai oomblik wat ek sê, maar daar is iets wat ek daaraan kan doen. Daar is iets. En raai wat doen hierdie man wat vol is van die gees? Hy vat sy stuurwiel en hy draai dat sy voertuig halfpad in die geelstreep is en halfpad in die baan is. Jy moet sien hoe daai taksies oplaai agter ons. En ek maak nie oogkontak nie, né? Maar dis in daai oomblikke wat ek dink, en jy wil volgende week met die gemeente praat oor diep verandering. Lewe in die gees en lewe in die vlees. Alida sê, laat dit gaan, laat dit gaan. Ek sit musiek aan, vat die stuurwiel, gaan oor na 'n ander baan en maak asof ek nie sien wat daar gebeur nie. Maar ons het elke dag, daai geleentheid om hierdie vraag te vra. In my huwelik, is ek besig om te lewe in die vlees of in die gees? Op sosiale media, is ek in die vlees of in die gees? In my hantering van konflik, en hoe ek werk met my finansies, in die vlees of uiteindelik in die gees? Ek wil nie vanoggend klippe gooi na die EGN tannie nie. Want ek besef, ek het ook ekstra genade nodig. En dalk is jy op dieselfde plek. Die Heilige Gees word uitgestort en Jesus Christus vaar op in die hemel en die Heilige Gees stuur in ons nie as 'n troostprys vir sy vertrek nie, maar as 'n versterking van sy teenwoordigheid en ook om sy liefde nog meer in ons lewens te ervaar. Hy kom vanoggend en met hierdie uitnodiging na jou en my en hy sê, maar sien raak, sien die visie wat ek het oor jou lewe. Tweedens sê hy vir ons, maar daar's 'n geestelike geboorte moontlik. Kom, word deel van hierdie lewenslange reis saam met Christus. En dan is daar ook vanoggend hierdie uitnodiging om ons hele lewe voor hom te bring. Kom ons sluit ons oë vanoggend, dan bid ons saam. Here, is in hierdie oomblikke wat ons hele lewe ook voor U wil oopmaak en sê, Here, kom verander, kom werk en vernuwe ook in ons lewe. Dankie, Here, vir U Gees. Dankie dat U die karakter van Jesus Christus in ons vorm. Mag ons mense wees wat gekenmerk word deur die karakter en die lewe van Jesus Christus. Dankie dat U vanoggend ook 'n geestelike geboorte in ons moontlik maak deur die lewe van Jesus Christus. Ons kies om hierdie lewenslange reis saam met U te leef as mense wat vol is van U Gees. Ons bid dit in U naam. Amen. Amen.